goeiemôre. Ek hoop dat dit met jou goed gaan op hierdie Dinsdagmôre. Ja, Maandag is verby, maar Dinsdag is hier en ek hoop jy het uitgerus die lang naweek en dat jy gereed is om hierdie nuwe week met al sy vakansiedae aan te pak. Daar in 1 Samuel hoofstuk 17 is seker een van die mees bekendste verhale, die verhaal van Dawid en Goliat. En in kinderkerk en in die laerskool en in jou kleuterbybel het ons almal hierdie ou groot reus gesien. Die reus wat hierdie ou klein rooi kop seentjie moeilikheid gee en hoe die seentjie met 'n slingervel en 'n paar klippies 'n reus een skoot gee en die reus beland op die grond. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Dat elkeen van ons het iewers in ons lewe 'n reus. En ek weet jy het hierdie storie al 1000 keer gehoor, maar dit vat nog steeds nie die reus weg nie. In almal van ons se lewens het ons maar 'n ou reus, iemand of iets, 'n probleem, 'n situasie wat vir ons moeilikheid gee, wat dit vir ons moeilik maak. Maar ek lees hierdie gedeelte weer en daar's 'n woordjie wat my opvang wat ek nog nie raak gelees het nie. In 1 Samuel hoofstuk 17 vers 45 lees ek, maar Dawid sê vir die Filistyn, dis natuurlik die ou reus, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorde van Israel, wat jy uitgedaag het. Hoor gou hierso, vers 46, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Het jy gelees, of jy gehoor wat ek sê? Vandag. Dawid sê nie vir hierdie ou reus, hoor hierso, volgende week hierdie tyd, gaan dit klaar praat wees met jou nie, of oor 'n môre, of oor 'n maand, of miskien oor 'n jaar nie. Hy sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. En ek het vanmôre gekom om vir jou hierdie woordjie te gee, en mag dit binne in jou gees spreek vanmôre, dat die Here sê vir iemand, dat vandag, nie môre nie, nie oormôre nie, nie volgende week hierdie tyd of oor 'n maand nie, vandag. Vandag gaan die Here vir jou die oorwinning gee. Vandag gaan die Here vir jou gee wat jy nodig het. En vandag gaan die reus voor jou op sy knie val en doodgaan. Vandag gaan jy oorwinning kry oor jou situasie, oor jou gesondheid. Vandag. Wil jy nie vandag hierdie woordjie jou eie maak nie? Wil jy nie vandag hierdie boodskap jou eie maak en sê, Here, hier is ek. Ek is maar soos hierdie ou rooi kop Dawid seentjie. En voor my is 'n groot reus en 'n uitdaging en 'n probleem. Maar ek weet dat vandag gaan die dag wees, wanneer God vir my die uitkoms gaan gee. En ek bid, Here, dat U werklik waar vandag vir mense oorwinning sal gee. Dat U werklik waar vandag mense sal genees, oplossings sal gee, werk sal gee, situasies sal verander. Here, ons kan nie wag tot môre toe nie. Ons het nie meer geduld om te wag tot oor 'n môre of volgende maand nie. Here, ons het nie meer die uithou vermoë nie. Ons wil vandag 'n antwoord hê. En ek bid, Here, dat U vandag vir ons die antwoorde sal gee. Here, U leer ons so mooi daar in Matteus 6, wanneer jy ons leer bid, dan sê jy, gee ons vandag ons daaglikse brood. En ek bid, Here, dat U vandag vir ons sal voorsien. Here, ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat U vandag sal kom en vandag vir ons sal voorsien. Amen.